Goeiemôre almal. Eerste wil ek vir Dominee Lukas van Vieren weer vanmôre hierso verwelkom op ons preekstoel. Baie sterkte vir vandag hoor. En dan het ek nou 3 verjaarsdae. Helene Treurnig verjaar vandag en sy's 83. Helene baie geluk. En haar man Willem Treurnig verjaar die 21ste en dan sal hy 84 wees. En Tannie Berdina Groenewald verjaar die 23ste, dan sal sy 82 wees. Ek wil vir hulle almal baie hartlik geluk sê met hulle verjaarsdae en baie seën toebid op die jare wat kom. En dan wil ek vir Chris en vir Lise vra om vir ons die 4de Kers van Advent aan te steek asseblief. Goeiemôre. Bram net sê, ons is ook dankbaar aan Roos terug. Ons steek vandag die 4de Kers aan, wat liefde symboliseer. Die koninklikheid en soewereiniteit van Jesus, die oppergesag en genoegsaamheid van Jesus vind gestalte en betekenis in sy verhouding tot mense. Meer dikwels in sy optrede teenoor die swakkere en die randfiguur in 'n groep. Jesus, die Seun van God, fokus met goddelike deernis op die melaatse, die blinde. Meer is net fokus. Hy stop, raak aan en ontskemer duisternis. Hy sit by Levi se tafel aan met 'n sigbare autoriteit oor die verskeie kritiek van geleerde omstanders. So lief het God die wêreld gehad, onvoorwaardelik. God, op Kolossense 1 vers 15 tot 20. God het deur Jesus alles geskep. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy daar en deur hom bly alles in stand. So lief het God jou en my gehad, dat hy besluit het om met sy volle wese in Christus te woon. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het God die vrede herstel. En deur Christus het God alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Kom ons bid saam. Skepper God, ons dank U dat U liefde so omvattend elkeen van ons insluit en loof U dat U Seun vrede en versoening bewerkstellig het, soos deur U liefde bepaal. Amen. Goeiemôre broers en susters. Lied 334, God is liefde, juig ons harte. Kom ons sing dit hier by die aansteek van die liefdeskers. Hy
Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daardeur sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Gees van God. Kom ons loof die Here met lied 365, die 365 al 3 verse. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, vir ons so wonderbaar dat U so goed is, vir ons so besonder geseën het hierdie week met die reën. Vir ons elke dag naby is, vir ons die liggaamskrag en gesondheid gee om hier te kan wees. Vir ons kos en klere gee, skuiling teen die elemente. So baie dankie daarvoor. Ons kom bid ook vir hulle wat gebrek het daarin. Vader, vir wie dit moeilik is om hier op aarde verder te leef, want siekte en swakheid van ouderdom
maak dit vir hulle moeilik. Ons bid vir hulle. En ons vra vir U om pyn te verlig, om genesing te gee, en om as dit U wil is, ook tog te troos en vrede te gee wanneer U ons geliefdes kom haal. Ons kom bid ook vir hulle wat gebrek het, Vader, gebrek aan die middele, aan kos, aan klere, aan skuiling. Ons vra vir U om te gee dat ons die wysheid sal kan hê om mekaar te help, sodat elkeen genoeg het. Vader, gee vir ons die liefde om dit wat ons het met mekaar te kan deel. Ons kom dankie, Vader, bovenal dat ons hier by mekaar kan wees rondom U woord en dat ons kan nadink oor U goedheid en U genade en kan deel in die heerlike nabyheid van U in en met ons om vir ons te begelei in die volle waarheid. Die waarheid van U woord. Ons kom en ons vra vir U, Here, deur U woord troos vir ons en lei vir ons. Gee vir ons hoop. Help vir ons om te glo en om insig te hê in dit wat U vir ons sê. En te weet dat U woord vas staan. En help vir ons om U liefde raak te sien en oop kanale te wees van die werking van U liefde. Seën ons in hierdie tyd waarin ons terugdink aan ons Here Jesus wat mens geword het en as familie saamkom om dit te geniet. Vader, help vir ons, bring vir ons dan daardeur nader aan U, maar bring vir ons ook nader aan mekaar en help ons om naby U te leef. Stuur U lig en U waarheid dat die ons lei. Ook in hierdie uur. Amen. Geliefdes, die skriflesing gaan ek bietjie later doen. Ek wil vanoggend die erediens 'n bietjie anders inrig. In die sin van dat ek vir u 'n storie wil vertel, 'n Bybelverhaal, die van die Emmausgangers, maar ek wil dit doen asof ek een van die Emmausgangers is wat dit vir u vertel. Dit gaan vandag vir 'n tweede keer oor hoop. Dit was die eerste keer wat ons aangesteek het was hoop, en toe was dit vrede en vreugde, en hierdie een is liefde. Nou, ek het oor geloof gepraat wat nou nie hier op die tafel is, maar oor hoop 2 keer, en dan gaan ons nou Kersdag en die Sondag daarna oor die liefde ene praat. So, ek vra vir u om so 'n bietjie saam met my te speel, asof ek nou een van die manne was wat daardie aand of daardie middag van Jerusalem af op pad was na Emmaus toe. En dan lees ons die teks na die vertelling. Gaan ons uit die Bybel die teks lees. Dit is opgeteken in Lukas hoofstuk 24, maar ons sal dit na die tyd lees. Vriende, vir my is dit tog lekker om hier by u te kan wees en u te kan ontmoet. Mense wat in die jaar 2022 leef, nou al amper 20 eeue na die dinge wat ons beleef het daar in Jerusalem.
Ek wil met u spesifiek praat oor hoop. Oor hoe ons gehoop het en alle hoop verloor het en toe regtig begin hoop. Dit het so gekom. Ons het daar in Judea geleef en uitgesien, almal uitgesien, na die verlossing wat ons Here vir ons volk beloof het. Ons Here het vir ons volk beloof dat daar uit die nageslag van Dawid altyd vir ewig 'n koning op die troon sal sit. Dat hy oor ons sal regeer as Immanuel, God met ons. En dat God nooit van ons sal wyk. Daarna het ons uitgesien en toe word daar gebore eers ou Johannes wat u ken as Johannes die Doper wat vertel van die tyd wat naby gekom het en mense wat hulle moet bekeer want die Messias, die gesalfde, die een wat God stuur as die koning wat moet heers, die koninkryk van God het naby gekom. Ons was baie opgewonde en toe kom dit so dat Jesus van Nazareth ook op 'n dag daar by Johannes die Doper aankom en sê Johannes die Doper moet hom doop. Hulle het afgegaan in die Jordaan. Johannes wou hom eers nie doop nie, want Johannes het gesê, u is groter as ek, u is die gesalfde van God, die een wat amptelik kom om ons te regeer. Ek is nie werd om u skoenrieme vas te maak nie, maar Jesus het daarop aangedring. En daardie dag het die wonderlike ding gebeur, dat hulle het afgegaan in die water. En hy doop vir Jesus, en daar kom 'n stem uit die hemel, wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En die gees van God daal soos 'n duif op Jesus van Nazareth neer. Nou broers en susters, ons was so opgewonde, ons het hierdie man gevolg. Hy was 'n profeet, magtig in woord en daad. Hy kon enige ding doen. Van malaatses gesond maak, tot siekes genees, verlammes, laat opstaan en loop, tot mense wat uit die dood in is, die weduwee van Nain se seun, van die baar af laat klim, en weer laat lewe. Kos, wanneer ons te min kos gehad het, dan het hy die mense laat sit en by een geleentheid 5000 en by 'n ander geleentheid 7000 mense kos gegee met 'n handvol kos wat hy meer gemaak het nadat hy die Vader gebid en gedank het vir daardie kos. Ons het nie daaroor getwyfel dat hierdie man alle mag in hemel en op aarde het, dat hy 'n oop kanaal na God toe het en dat God so wonderlik deur hom werk dat niks vir hom te moeilik kan wees nie. Ja, selfs nie die see en die golwe van die see het in 'n storm nie na hom geluister nie. Wanneer hy sê, "Besdaar, wees stil," dan gaan lê die wind en die see bedaar net daar. So was ons dan doodseker dat u sien, waar ons as Jode, die volk Israel, deur die Romeine oorheers is in daardie tyd, en die Romeinse keiser oor ons grondgebied ook regeer het, was ons doodseker wanneer ons hierdie man volg, wat so in liefde, maar in fermheid
en met soveel krag optree, dat ons hom kan koning maak, en dat hy, ons kan maar 'n handvol mense wees, ja, die Romeine was ons in elk geval wat met wapen betref ver oor, maar met die krag wat hy het, kan hy net so maak. Dan is hulle almal dood. Die wonders wat hy gedoen het, is van so 'n aard dat God werk deur hom. En om hom aan ons kant te hê, solank hy aan ons kant is, kan enige iemand kom en ons niks maak. Kan siekte kom, kan moeilikheid kom, hongerte, kan vyande kom, kan erge weersomstandighede kom, niks van dit kan vir jou moeilikheid gee. Want met Jesus van Nasaret aan jou kant, is alles reg. En so het ons hom gevolg en ons het gehoop, dat dit hy is, wat die volk Israel van sy vyande sou verlos. So het ons hom gevolg op pad Jerusalem toe, omdat ons oortuig was in Jerusalem gaan ons hom met daardie Paasfees tot koning maak. En daarom was dit ook vir ons so wonderlik toe hy voor die Paasfees die stad binnery, ons donkies, soos wat hulle tipies in ons tyd gemaak het, om op 'n donkie laat ry en ons klere uitgetrek en palmtakke neergelê en met palmtakke gevaai, want koning Jesus van Nasaret kom die stad binne. Ja, die leiers het gesê, hy moet ons stil maak, ons moet nie so opgewonde wees oor hom nie, maar hy het vir hulle gesê, julle weet, as hulle nie my eer besing, dan sal die klippe dit uitroep. So ons was voluit oortuig, dat die een wat gebore is, Jesus van Nasaret, wat opgegroei het, die koning is. Die verlosser koning. God self koning gestuur om aan ons kant te wees en ons te verlos. En vir ons hier op aarde, as Israeliete, 'n ryk te gee waaroor God self deur die koning regeer. En vir ons die lewe maklik. Maar geliefdes, toe gebeur die verskriklike ding. Daardie week in Jerusalem op die ou end vang hulle hom, die priesterhoofde. Hulle verhoor hom, Kajafas, die owerpriester, en hulle vind dat hy skuldig is aan godslastering, aangesien hulle nie self die doodsvonnis kan voltrek nie, neem hulle hom na Pontius Pilatus om hom te kruisig. Dit was vir ons verskriklik om te sien dat hierdie man wat vir ons die koning is, die een deur God gestuur, so magteloos was. Pontius Pilatus het hom laat gesel. Al het hy self Pontius Pilatus gesê, daar is geen skuld in hierdie man. En op aandrang van die priesterhoofde wat by daardie tyd die gepepel opgesweep het om te sê dat hy gekruisig moet word, het Pontius Pilatus hom oorgelewer om gekruisig te word. Daar aan die kruis het menige mense hom bespot, ook die Joodse leiers, en gesê, as jy die Christus is, kom tog af, wys jou krag, wys jou mag. Maar daar het hy gehang en op die ou end selfs uitgeroep, my God,
waarom het U my verlaat? Die een op wie al ons hoop gevestig was, het self gesê dat God hom verlaat. En toe het hy gesê, dit is alles volbring. En Vader, in U hande gee ek my gees oor, en hy het aan daardie vloekpaal gesterf. Ons wat in die open om altyd gevolg het, was so verward en bang, dat, en ons is al skaam selfs nou al daaroor, dat Josef van Arimatea, wat self 'n lid van die Joodse Raad was, moes gaan en vra vir sy liggaam by Pilatus en hom dan begrawe het. En dit was vir ons verskriklik. Dat ons wat gehoop het, dat in hierdie man, daar vir ons tog 'n toekoms is, ook 'n plek hier op aarde, ook geleenthede. Hy sal met reg en geregtigheid oor ons regeer. Die juk, die slawe juk van hierdie Romeinse ryk breek, vir ons arme mense sorg. Die rykes en die magtiges, hulle sal nie oor ons heers nie. Hy sal met reg en geregtigheid regeer. Toe is hy in die graf. Daardie Sabbatdag, die dag na die kruisiging, het ons daar in Jerusalem deurgebring, 'n somber dag. En die Sondagmiddag, toe vat ek en Cleopas pad Emmaus toe, terug huis toe, weg van hierdie mislukking van 'n Paasfees af. Hierdie Paasfees waarby ons Here Jesus moes koning word, maar waarin hy dood is. Hierdie Paasfees waarin ons hoop moes waar word, maar heeltemal verydel is. En terwyl ons so stap, jy weet ons hoe dit nou maar gebeur, so, ons is nie net ons wat huis toe gestap het nie, daar is 'n klomp mense wat in Jerusalem was, met die Paasfees, en heelwat mense wat aan die loop is. Kom 'n vreemdeling en loop saam met ons. En hy vra vir ons, maar waaroor is dit wat julle dan nou so loop en praat, want ek en Cleopas bespreek toe hierdie teleurstelling. En ons, Cleopas, gaan staan nogal stil en sê vir hom, maar is u dan nou die enigste een wat 'n vreemdeling in Jerusalem is, laat u nie weet wat het nou daar gebeur nie? En hy sê, watter dinge? Hy sê, die dinge van Jesus van Nasaret, 'n man magtig in woord en daad, en wat ons gehoop het, ons as volk gaan verlos van ons vyande, maar hy is oorgelewer en gekruisig, en nou is dit al die 3de dag. En vanmôre het daar ook 'n paar vrouens uit ons geleedere gekom wat sê, daai graf is leeg, maar hulle het ook 'n gesig gesien, sê hulle, van engele wat sê dat hy lewe, maar hom het hulle nie gesien. Ons is nie net teleurgesteld in ons hoop nie, maar ons is ook verward. En toe, jy weet, dit was so ironies, né?
die man met ons saam en hy begin van Moses en die profete af en hy lê die woord vir ons uit. Die tekste wat op hom betrekking het. En hy verduidelik vir ons die hoop. Ja, hy verduidelik vir ons die hoop daar uit klaagliedere uit waar dit baie sleg gegaan het met die volk en waar hulle gesê het ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. En hy lê vir ons uit hoe dat die genade van die Here elke môre nuut is vir hulle wat op hom wag. Maar hoe dat die genade van die Here waar word vir hulle wat hulle sonde bely en besef die moeilikheid waarin hulle is, het alles te doen met hulle sonde. En dat die hoop wat God bring, is verlossing uit die sonde in die eerste plek. En dat hy ook na die liggaam vir ons wil sorg, ja. Dat net soos met die manna in die woestyn, die versorging van die Here, stukkie vir stukkie, elke dag deel van ons lewe word. 'n Mens kan elke môre maar gaan optel. Die liefde van die Here is elke dag daar, sy versorging is elke dag daar. Maar dat vir hulle wat hoop, dat 'n mens berge en hoop sal hê, dat dit nie so werk nie. Hy het ook vir ons gewys dat ou Job in sy ashoop lewe daar op die ashoop sit en dan begin wens dat hy tog maar kan doodgaan, dat dit nou maar kan verbygaan, dat hierdie lewe kan verby wees maar dat hy hoop gehad het. Mag my woorde tog opgeskryf word, het hy ons herinner, het Job gesê. Mag dit opgeskryf word soos op 'n monument, met 'n ysterpen en lood, vir altyd in rots uitgekap. Ek weet dat my verlosser leef, het Job gesê. Uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien. Ek sal hom sien. Met my eie oë sal ek hom sien. Hom, niemand anders nie. Ek smag daarna met my hele lewe. Hy het vir ons duidelik gemaak dat ons hierdie lewe op aarde het, maar soos wat Jesus vir ons verduidelik het, dat hy gaan om vir ons plek gereed te maak. En daar 'n lewe is na hierdie lewe. Dat, en ja, ek hoor selfs in hierdie tyd waarin julle leef, praat mense ook van the best life now. Die beste lewe nou. Nou hierdie man wat saam met ons geloop het, het vir ons gesê, die beste lewe is nie hierdie lewe nou. Die beste lewe is die lewe hierna. Die lewe waarvan Job praat, wat hy sê, as hierdie siekte my vel weggevreet het en daar niks van hierdie lewe oor is, dan sal ek hom sien. En ek sal by hom wees. Die lewe waarvan die apostel Petrus gesê het, dat ons hoop nie net vir hierdie lewe op hom is nie. Trouwens, apostel Paulus het gesê, wanneer ons net vir hierdie lewe op hom hoop, dan is ons die bejammeringswaardigste van alle mense.
Maar nou, Jesus het vir ons die nuwe lewe moontlik gemaak. En so het hy vir ons die skrifte uitgelê. Hy het vir ons ook gewys dat Jesus gekom het, dat hy gekom het, nie om vir ons op hierdie aarde te verlos nie, maar dat Jerusalem tot lig vir die nasies moet wees, en dat mense, alle mense, ook mense wat nie van Abraham af kinders is nie, verlos moet word van die sonde in hulle, en volgelinge van Jesus moet word, en dat Jerusalem die lig vir die wêreld is, van daar af die lig na alle nasies uitgaan, die lig van God, wat mense met God versoen, alle mense, van alle volke, nasies en taal, om so versoen te word met God, en vanuit daar die versoening met God, met mekaar versoen te wees, en so die liefde van God te ontvang, en daar die liefde na mekaar toe uit te leef, die het hy vir ons verduidelik. Die aand kom ons op Emmaus aan, so teen sononder, en hy, die vreemde man, maak of hy wil verder gaan. En ons sê, nee, jy kan nie verder gaan nie. Ons harte is so opgewonde oor dit wat jy vir ons leer. Kom tog in en kom eet saam met ons 'n stukkie en slaap by ons oor. Môre kan jy weer verder gaan. Hy stem in en ons maak kos gereed, sit dit reg. En aan tafel, geliefdes, vat hy die brood en hy dank God. En hy breek daar die brood en weet jy, toe hy dit vir ons gee, toe sien ons daai gate in sy hande. En ons oë gaan oop. En ons herken hom. Hy is die een wat so vir duisende mense brood gebreek en gegee het. Aan hulle gebrek. Hy is die een wat met daardie hande aan melaatse mense geraak het. Melaatse mense waarvoor ons so bang was dat jy sal aansteek, dat ons hulle buite die kamp gehou het en vir hulle kos uitgedra het en daar neergesit het en dan weggeloop het. En vir gesê het, ons het vir julle die kos daar onder die boom gelos, hoor. Hy het gegaan en met daardie hande aan hulle geraak, wanneer hy hulle genees. Dit is met daardie hande wat hy die dogtertjie se hand gevat het, toe hy uit die dood uit laat opstaan. En toe is hy weg. Weet u, ons het so 'n klein hoopie gehad, net vir die volk Israel, net vir die kinders van Abraham, net vir politieke gewin, net vir brood en botter, net vir hierdie aardse lewe. Nadat hy met ons gepraat het, het ons besef dat hy die hoop is. Hy is die waarborg daarvan, dat ons 'n lewe hierna het, want hy was dood en hy lewe weer. Dat hy die hoop is, want hy het vir ons gesê, hy gaan vir ons plek gereed maak. En hy lewe, hy het uit die dood uit teruggekom. Hy lewe. En net soos hy hier voor ons weggeraak het, so sal hy seker maar altyd na die hemel toe toegang het by die Vader, en vir ons 'n direkte skakel na die Vader toe is. Hy het vir ons die waarheid vertel.
dat ons as 'n volk hier is, nie om al die seëninge van die Here net vir onsself te ontvang, maar om die seëninge van die Vader te ontvang en dit uit te leef na almal toe. Dat God se droom, God se hoop wat hy vir ons wil gee, die uithoeke van die aarde moet bereik. Dat die goeie nuus, die evangelie, na elke mens op hierdie aarde moet uitgaan. Nie net na ons. En daarom, broers en susters, wil ek met u ook daaroor kom praat. Omdat ek so bang is, so bitter bang, dat u, en spesifiek u as Afrikaner, in hierdie Suidland van Afrika, op 'n kol dalk kon droom, dat u 'n roeping hier het, dat u 'n doel hier het, dat daar 'n groter plan met u lewe is, en u bestaan as 'n volk hier. Maar dat die terugslag vir u nou swak maak. Dat die krag wat so afgaan en afgaan en afgaan, dat die korrupsie, die slegte nuus van nog en nog dinge wat uitmekaar val, die politiek wat maar net nie wil werk nie, en waarin daar, as u somme maak, dan weet u, die getalle is te min. U sal dit nie maak nie. Dat dit alles die hoop breek. Dat daar miskien ook siekte en ander dinge kom op persoonlike pad, finansiële terugslag, wat maak dat 'n mens nie uitsien na môre. Dat 'n mens moed verloor, hoop verloor. Broers en susters, ek wil vir u vra, moenie klein hoop nie. Moenie klein dink oor God nie. Moenie oor God dink dat hy net gekom het en net daar is om aan u kant as Afrikaner, as middelklas blanke mense te wees. Die hoop wat God bring, kan ook nie net met politieke mag afgedwing word. Dit is iets, die blye boodskap daarvan, waaroor Jesus beskik, dit vir u gegee het, vir ons almal, wat sy gees vir ons gegee het, wat daar die genade van God en die gelowige aanvaarding van sy goedheid en die onderwerping daaraan in die harte van mense laat tuiskom en hulle laat onderwerp aan God en hulle laat aanvaar hom as Here en Meester en hom wil volg en hom wil dien en as daardie koninkryk van God so kom waar hy as koning erken word wat nie op hierdie aarde kan afgemeet word nie, wat nie aangedui kan word op hierdie aarde nie, omdat dit in die harte van mense begin. Omdat dit daar grondvat en van daar af uitgedra. Dan kom 'n mens agter dat die koninkryk van God kom. Ja, soos wat hy self gesê het, soos 'n mosterdsaadjie. Die kleinste van alle saadjies. En dit groei en word 'n boom en die voëls kom woon in die takke en geen mens verstaan hoe dit gebeur nie. Want dit is God self wat deur Jesus die hoop
Die ware hoop, die groot hoop. Nie net vir 'n volk Israel nie, maar vir die hele planeet Aarde, al sy mense. Wat daardie hoop, wat waar word. Daardie aand, dit was donker, gevaarlik om op die paaie te gaan. Ek en Cleopas het net daar opgestaan en ons is met spoed terug gedraf Jerusalem toe om vir die ander te gaan vertel, Jesus lewe, hy het die dood oorwin. Ons het regtig groter hoop as wat ons ooit gedink het ons het. Sy plan is groter as wat ons gedroom het daaroor. En toe ons by hulle kom, toe sê hulle vir ons, nee, maar Jesus het opgestaan, en dit was net so rukkie, toe staan hy daar in ons midde. En toe verduidelik hy weer vir ons almal. En voor ons oë het hy 40 dae later opgevaar na die hemel. En die engele het daar aan ons verskyn en vir ons gesê, hoekom staan julle na die hemel en kyk, asof daar net hoop in die hemel is? Die Here wat daarna toe opgevaar het, kom weer na julle toe. Maar julle moet sy getuies wees. Hier in Jerusalem, in Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Kom ons lees dit. Op dieselfde dag, hoofstuk 24 van Lukas, vers 13, was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Cleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag van dat die dinge gebeur het. En nou, 'n paar vroue uit ons kring het ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het hom kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gekry nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin. Al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom, waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, hy vra die seun, hy breek dit en hy gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oop
en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle toe 11 en die ander mense bymekaar. En die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het, hoe hy die brood gebreek het. Here ons God, so baie dankie vir u woord. U self, wat die woord is wat mens geword het en onder ons kom leef het. Wat die brood van die lewe is en vir ons gebreek is. So baie dankie dat u gekom het, gebore is in 'n stal in Bethlehem, daar in die krib neergelê. Help vir ons om in daardie swakheid, in daardie armoede, in daardie gebrek van 'n mamma en pappa wat moes vlug vir die lewe van hulle ou babietjie. Die krag en die besturing van God te erken. Om te weet dat u wat die oorwinning oor die dood behaal het, en vir ons gaan plek maak het, vir ons sal kom haal en vir ons sal gaan saamneem na die Vaderhuis toe. Dat u wat vir ons die opdrag gegee het, gaan na al die mense en vertel vir hulle. Saam met ons sal gaan. Dat u die een is wat mense waaroor ons moed opgee, waarvoor ons nie hoop het, sal bekeer en tot inkeer sal bring. Sodat u koninkryk kan kom. Dat erkenning aan u gegee kan word en u wil gehoorsaam kan word. Ja, sodat korrupsie en onvergewensgesindheid en haat en nait kan ophou. Omdat die enigste hoop is dat u self die harte van mense deur u gees verander. Vader, jammer dat ons tog so klein oor u dink. Dat ons dikwels wil hê, u moet net vir my deur nog 'n jaar help. U moet net vir my van hierdie siekte losmaak. Net hierdie ledemaat van my bruikbaar maak. Net hierdie ouderdom draaglik maak. U moet net klere gee, kos gee. U moet net vryheid gee. U moet net die lewensvreugde wat ek het bestendig. U moet net die middele wat tot my beskikking is om vir my die lewe gemaklik te maak, moet u bestendig. Here, ons is jammer. Ons is so jammer dat ons dink dit is al wat u moet doen. En dit is al wat u droom moet wees. Help ons. Maak ons oë oop. Deurdat ons ook kan sien hoe u deurboor is, hoe ons swaar kry is omdat ons op u spoor loop. Swaar kry is wat ons moet help om die goedheid van u vir almal te demonstreer. Deurdat ons blymoedig vir u volg.
met vreugde en met vrede in ons hart. Dat ons u liefde na mekaar uitleef. En dat die wonder van u liefde onder ons sigbaar is vir alle mense. Help ons, Vader. Amen. Geliefdes, ons gaan ons geloof bely. Net voor die geloofbelydenis sing ons 2 verse uit Psalm 93 en 2 verse uit 582, maar u hoef ons nou nie om te gee waar hulle is nie. U kan maar net op die skerm dop. So as 'n soort inleiding tot ons geloofbelydenis. Geliefdes, ons bely ons geloof saam en dit is waarin ons vir mekaar sê, so lyk hy. Dit is waarin ons hom herken wanneer hy die brood vir ons breek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons slotlied is lied 354, die eerste en die 4de vers. Lied 354.
Geliefdes, God wat vrede gee, het ons Here Jesus uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die krag, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.